hartlike goeienaand aan die elkeen, baie welkom by ons biduur vanaand. Ek glo en vertrou dat die elkeen geseënde week sover het en as jy dalk 'n moeilike week beleef het sover, dat God se genade vir u groot was en dat u daarom sal besef dat hy is altyd met u. Voordat ons open, wil ek graag net 'n gebed saam doen en ek vra dat u asseblief u oë sal sluit vir ons openingsgebed. Here, baie dankie vir nog 'n week. Baie dankie dat ons net kan kom stil raak en net u kan aanroep om in ons harte te kom werk en te kom praat. Here, dankie dat u ons gedraai deur hierdie week sover. Dit is nie altyd 'n maklike week nie, Heer, en ons sukkel dalk partykeer soms. Maar Here, ons hoef nooit moedeloos te word nie, want u hou ons hand styf vas. U loop die pad saam met ons elke oomblik. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om nou net te kan stil raak en net so kort tydjie saam met u te kan kom spandeer. Here, waar ons 'n boodskap gaan hoor, wil ek vra dat u die boodskap sal seën en dat dit direk van u lippe af sal kom. Nie myne nie, maak my min, maar u groot, Here, sodat die mense kan weet dat u met hulle gesels. Leef naby ons, Heer, sodat ons nooit vrees te hoef te voel of te aanskou nie. Gee ons die hoop en die liefde in u hart vir mense om ons. Here, mag u nou met ons wees, seën ons verrigtinge en gee dat dit alles net u liefde en u genade weerspreek. Ons bid dit net in u naam alleen. Amen. Soos julle weet, is ek 'n mamma van 2 pragtige seuns en die nuwe skooljaar het nou begin verlede week en ja, kyk, 'n ma kry sulke stapels. Ek jokkie vir julle nie, sulke stapels. Groot stapels boeke om oor te trek. En terwyl ek so die een boek oortrek, want daar's ou plastiek op en soos wat ek die boek nou oortrek, toe kom, is seker die Heilige Gees wat vir my sê van gebruik hierdie vir jou biduurpraatjie. En ek sien hoe ek die ou blaadjie uit die ou plastiek aftrek en hoe die boek aan die binnekant nog mooi is. Hy is nog regtig mooi. Hy het al skaafplekkies, maar en ek trek daai nuwe plastiek oor en toe lyk die boek sommer splinternuut. En dit het my laat dink dat ons as Christene het soms nodig dat Jesus daai ou plastiek afhaal, daai stof wat op daai ou plastiek is, die boek wat bietjie verwinder weer is, net weer kom nuut maak. Maar ons moet na hom toe gaan om dit te kan doen. So, aan die begin van 'n nuwe jaar of seisoen, staan ons almal voor 'n keuse. Gaan ons die ou baadjie aflê, of gaan ons die ou patrone saamvat? Of gaan ons doelbewus 'n nuwe lewensbaadjie aantrek? Nou, God roep ons nie net om 'n nuwe kalenderjaar te begin nie, maar om 'n nuwe lewe, nuwe gesindheid en 'n nuwe wandel in hom te hê. Ek lees graag vir julle 2 Korintiërs 5:17, wat die volgende sê. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. My eerste punt wat ek met julle wil deel, is stof die ou baadjie af en trek die kleed van geregtigheid aan. Baie keer dra ons nog die ou baadjie van skuld, seer, sonde, teleurstelling of mislukkings. God vra nie dat ons dit regmaak nie. Hy vra dat ons dit uittrek en sy geregtigheid aantrek. So in Jesaja 61:10 staan die volgende. Ons gaan baie blaai in die Bybel. Julle is meer as welkom om saam met my te lees. So in Jesaja 61:10 staan die volgende. Ek is baie bly in die Here. My siel juig
in my God, want hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel, soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele. En in Efesiërs 4 vers 22 staan die volgende: Ons gaan vanaf vers 22 tot 24 lees. Efesiërs 4 vers 22 tot 24 sê: Dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die oue mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede en van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Dis is wat die woord sê. Maak jouself reg. Jy moet gereed wees om heilig gemaak te word, sodat jy die ewige lewe kan beerwe. Lê daai ou lewe af. Dis nie nodig om met daai ou baadjie vol stof rond te loop nie. Die verlede se mislukkings is in die verlede. God bied aan jou elke oggend 'n nuwe kans om te lewe volgens sy wil. So op die begin van my tweede punt wat ek vir julle wil sê is, op die begin van 2026, kyk vorentoe, nie agtertoe nie. Dit het my laat dink aan Lot se vrou, wat vasgevang was in haar ou lewe. Sy het teruggekyk, en sy het in 'n soutpilaar verander. Dit is dat Lot se vrou het agtertoe gekyk en sy het vasgevang gebly in dit wat God reeds haar uitbevry het. God roep ons om die verlede te los, te laat gaan en vorentoe te beweeg in sy geloof. Ek wil hê ons moet saam lees Genesis 19 vers 26. Genesis 19 vers 26 sê die volgende: En sy vrou het agter hom omgekyk, en sy het 'n soutpilaar geword, En dan in Filippense 3, vers 13 en 14 staan die volgende: Filippense 3, vers 13 tot 14. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding het ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na wat voor is, en jaag die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Ons moet nie agtertoe kyk soos Lot se vrou nie. Ons moet nie in die verlede gaan bly leef nie. Ons het 'n nuwe begin. En God sê vir ons, strek jouself uit vir die nuwe dinge en berei jouself voor vir sy koninkryk. Punt nommer 3 wat ek vir julle mee wil los, is wees 'n voorbeeld. Wees 'n baanbreker. Die wêreld het kortstondige vreugde, maar God roep ons om anders te leef. Afgesonder dalk, maar met 'n doel en as 'n lig verander. Wees anders. Jy hoef nie in die boksie van die wêreld se tikboksie, hoef jy nie in te pas nie. Ek weet dit is moeilik, want ons leef in die wêreld, maar ons moet nie gelykstaande wees aan die wêreld nie. So in Romeine 12 vers 2 staan die volgende vir ons. Lees dit graag saam met my, Romeine 12 vers 2, wat vir ons sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef
wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. God het 'n volmaakte wil vir jou lewe, glo dit of nie, maar jy moet dit volg. Hy gee dit vir jou, hy het klaar die plan uitgelê vir jou lewe. Nie wat ander mense van jou dink nie wat ander dink hoe jy moet leef nie. Leef soos wat God wil hê, jy moet leef. En dan in 1 Timoteus 4 vers 12 staan die volgende. Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Dis 'n baie mooi vers hierdie, wat ons eintlik op ons harte kan neerskryf. 1 Timoteus 4 vers 12. Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof en reinheid. Dis 'n groot taak wat ons mee opgelê word, maar ons kan dit doen, want ons saligmaker, Jesus Christus, stap elke tree saam met ons. Die laaste punt wat ek met julle wil deel, is jou lewe is 'n storie wat ander lees. So tussen daai blaaie, tussen daai boek se blaaie, is jou storie. Die wil van God is daar, en jy moet dit nastreef. Mense onthou nie altyd wat jy gesê het nie, maar hulle onthou hoe jy opgetree het, en hoe jy hulle laat voel. So ons karakter moet die vrug van die Gees weerspieël. In 2 Korintiërs 3 vers 2 sê dit die volgende. Julle kan saam met my soontoe blaai. Dis 2 Korintiërs 3 vers 2. Dit sê die volgende, en dit is Paulus wat hier praat in sy brief, wat sê, julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense. Ek wil so 'n stukkie verder ook lees, ek wil vers 3 ook vir julle lees, omdat julle duidelik 'n brief van Christus is, deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. Ons is 'n storie vir ander mense, hulle lees ons, en mag ons elkeen daarna strewe, om so 'n besonderse storie te kan uitleef, dat wat hulle lees, dat dit hulle nader aan Christus bring. En dan lees ek vir ons graag Galasiërs 5, vers 22 tot 23. En is so bekende gedeelte, en ons almal ken dit al, maar ons moet dit uitleef, ons moet begin dit uitleef, dit moet deel van ons storie wees, elke liewe dag. Dit sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. So, 'n slotgedagte. 'n nuwe blaadjie begin vandag. God se genade is elke môre nuut. Sy trou hou vir ewig. Ek gaan vra dat ons die oë sal sluit vir die slotgebed. Maak asseblief toe die oë. Liewe Heer, waar ons nou geluister het na die woorde uit U woord, waar U sê, U sal 'n nuwe blaadjie vir ons aantrek, ons ou boek afstof, ons nuut maak, sodat wanneer mense ons lees, hulle U in ons lewens sal sien. Here, ek wil bid vir elke persoon wat na hierdie boodskap geluister het, en ek wil vra, stof hulle af, daar waar ons bietjie 'n nuwe blaadjie nodig het, Here,
waar die stof op ons kom lê het van die wêreld, mag U ons vernuwe, mag U nuwe plastiekblaadjies aantrek vir ons, sodat ons nuut lyk. Mag U ons boeke kom plak met nuwe moed en krag, wat slegs van U af kan kom, Here. Dankie dat U ons vernuwe, ons nuwe harte gee, Here, en dat ons sal aangaan en aanhou loop saam met U. Dankie vir die voorreg, Here, om in U nuut geskape te kan wees. Gee dat ons lewens wandel, dat ons die vrug van die Gees in ons harte sal koester, dat ons vriendelik sal wees, daar waar dit nodig is vir die res van hierdie week. Gee dat ons barmhartigheid sal toon aan die wat dit nodig het. Here, gee dat ons U ligdraer sal wees in die donker wêreld daar buite. Dat ons nie sal terugstaan vir die wêreldse mense nie. Dat ons U kleed sal aantrek en kan weet, ons staan in Christus en ons staan vas. Gaan met elke persoon, Heer. U het hulle lief en U sal hulle behoed en bewaar en beskerm. En mag U die res van hulle week seën, sodat hulle baanbrekers vir U kan wees. Dis my gebed in U naam alleen. Amen. 'n Geseënde week vir julle elkeen. Onthou, trek daai nuwe baadjie aan. Met Jesus aan jou sy kan jy enigiets doen.